God se kinders offer nie meer nie. Selfs die kenner van die Ou Testament antwoord vir Jesus in Markus 12 vers 33 dat liefde vir God en my naaste is nie net die allerbelangrikste van alle gebooie nie, dit is ook belangriker, sê hy, as al die brandoffers en diereoffers. Hierdie uitsprake is volop in die Ou Testament. Ons hoor God dit sê deur verskeie profete, byvoorbeeld Jesaja, Amos, Micha en Hosea. In Psalm 50 vers 14 skryf Asaf, een van Dawid se hoofmusikante, offer dank aan God. Die 83 vertaling sê, lof is die offer wat ons aan God moet bring. En luister hoe mooi staan dit in die boodskap, waar die Here sê, alles in die wêreld behoort aan my. Ek het nie jou bokke of beeste nodig nie. Wat ek wel wil hê, is dat jy met jou lewe vir my dankie moet sê. Gee en doen vir my wat jy beloof het. En in Psalm 51, in Dawid se belydenis, skryf hy self in vers 18 en 19, Here, U vind immers geen vreugde in slagoffers nie, anders sou ek dit gee. Brandoffers aanvaar U nie. Offers aan God is 'n gebroke gees. 'n Gebroke en 'n verpletterde hart sal U, o God, nie minag nie. Weereens die 83 vertaling wat dit vertaal met 'n hart vol ootmoed en berou. In Hebreërs 10 haal die skrywer aan uit Psalm 40 en in vers 8 som hy dit dan so op. Offerandes en offergawes en brandoffers en reinigingsoffers wou U nie hê nie, en dit het U nie tevrede gestel nie. Dan haal hy Jesus aan in vers 9 en sê, kyk, hier is ek om U wil te doen. Volgens sy wil is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, eens en vir altyd. In Matteus 9 daarvan vers 10 af lees ons dat Jesus by 'n ete was en daar het onverwags ook baie tollenaars en sondaars opgedaag en saam met Jesus en sy disippels vir ete aangeleen. Vers 11 sê die Fariseërs het dit gesien en vir sy disippels gevra, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes. Gaan leer wat beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Jesus haal aan uit Hosea 6 vers 6, waar daar staan, ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan my eerder as brandoffers. Natuurlik doen ons as Christene nie meer die brandofferding op altare nie, maar ons moet altyd waaksaam en versigtig wees, dat ons nie ons sogenaamde goeie dade of eie geregtigheid voor God probeer voorhou as iets waarmee ons hom kan beïndruk nie. Ek en jy hoef niks vir God te gee, te bied of te doen vir sy liefde nie, want hy het ons eerste lief gehad. En daarom som Jesus die woord van God op met een sin, eintlik met net een woord, liefde. Maar ons sukkel baie met hierdie konsep van God se liefde, want ons ou mens is bedraad om te wil verdien. Maar besef net weer eens vandag, wanneer dit verdien word, is dit nie meer genade nie. En wanneer ons iets moet offer, of verwag dat ander mense iets moet offer, dan is dit nie meer liefde nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U die finale offer gebring het, ook in ons plek namens ons, eens en vir altyd. Help ons ook om te leer wat dit beteken dat U liefde verwag, eerder as offers. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Amen.